in die Oos-Vrystaat waar ek vandaan kom, want daar is 'n klomp nuwe ontwikkeling wat toerisme betref, en dan het die boere nou ons ook nou maar daarbij betrokke geraak. En so gebeur het dat die toerist met die boer op die plaas kom en hy sê vir hom, do you still have snakes here? En die boer sê, ja, the other day, my wife called me and there was a poefke pattern in my house. So I took my double rope rail gun and I shot it inside, outside. Die BBP, Bruto Binnelandse Produk, is 'n weerspieëling van die totale inkomste wat gegenereer word in die land, deur besighede, deur individue en dies meer. En dit weerspieël wat in 'n land aangaan. As die BBP styg, as hy positief verander, dan beteken dit dat die welvaart toeneem. Jy kan sien wat dit gebeur op al daardie kurwes, kan ons nou sywaarts beweeg. Maar die positiewe nuus is dat ons uit die resessie is. Daar is nog sommige lande sekere goed wat ons bekommer, maar ons is vir alle praktiese doeleindes redelik uit die resessie uit en gaan ons weer in 'n positiewe tyd in. Soos na die BRICS-lande kyk, Brasilië, Indië, China en Suid-Afrika, dan is dit interessant. Kyk na China in terme van sy BBP en sy verandering, persentasieverandering, lê in die omgewing van 10%. Dis 'n geweldige groot groei. As ons in Suid-Afrika die tipe van werksgeleenthede wil skep waarvan ons praat, dan moet ons ook in daardie orde groei. Dit is natuurlik baie makliker om van 'n baie laer orde te groei as waar jy al reeds op 'n redelike hoë vlak is, maar die Chinese is besig om 'n hele klomp goed reg te doen en vandaar dan ook daardie sterk ekonomiese groei. En was dit nie gewees vir lande soos China nie, dan sou ons in terme van hierdie resessie baie dieper insink en ervaar. Kyk ons na die tweede lyn na, dis Indië, selfde tipe van groei, die ver agter China. Brasilië, diep insinking beleef, ook redelik herstel, weer 'n regstelling gemaak en beweeg nou sywaarts, en dan Suid-Afrika hier heel aan die onderkant. Interessant, ons het ook onlangs gesien dat Mike Schuessler wys, dat wanneer dit gaan oor lande wat so tussen ontwikkeld en ontwikkelend lê, en Brasilië en Argentinië en Suid-Afrika op dieselfde kaart geplaas word, dan is dit duidelik dat landbou se bydrae in terme van Argentinië en Brasilië tipies baie hoër is as wat dit in Suid-Afrika is. En dit sê vir ons dat daar 'n klompie strukturele probleme is, dat Suid-Afrika, indien hy beter belê in sy landbou, werklik baie groter bydrae van sy landbou af kan kry. En dit is belangrike inligting, want as jy R1 miljoen gaan investeer in alle sektore in die land, dan is dit so dat jy die grootste vermenigvuldiger effek gaan kry in die landbou. En alhoewel jy gaan meer werk skep deur daardie R1 miljoen eerder in die landbou te gaan investeer. Nou ons agenda op hierdie stadium is werkskepping. En daarom is dit belangrik dat ons dan ook vir die regering uitwys in watter mate dat in die landbou belê kan word sodat hierdie werk geskep kan word. Hierdie is ons inflasiesituasie en dan die grafiek aan die regterkant is die rente. Nou jy kan sien as jy na hierdie verskillende lande kyk, China, Indië, Rusland, Brasilië, almal voorspel vir 2012 'n daling in hulle rentekoers. By ons het ons 'n verhoging in die rentekoers voorspel. Op hierdie stadium lyk dit of dit dan minstens op dieselfde vlak sal bly, alhoewel daar druk is van die Unie soos COSATU wat sê ons wil 'n lae rentekoers hê, want deur 'n lae rentekoers kan ons groter investering kry, deur groter investering kan ons meer werk skep. Hoekom is dit belangrik? Die skyfies wat ek sover gewys het, al hierdie goed weerspieël 'n positiewe ekonomiese klimaat. 'n Positiewe ekonomiese klimaat. En daarmee saam kom ook op hierdie stadium 'n positiewe voorspelling rondom die weer. Maar soos dit in Suid-Afrika is daar altyd saam met die positiewe ook die negatiewe. En die negatiewe kom uit 'n politieke en 'n beleidsbegroting. Maar kom ons kyk bietjie na internasionale beleid. Eerstens die beleid rondom biobrandstof. Die siening van Brasilië, Japan, Indonesië en die Europese Unie is dat biobrandstof moet voorsien in 10% van energievraag van vervoer in 2020.
Dis hulle som om die draai. China teiken 5% teen 2020 en die VSA 30% teen 2030. Nou dit weet ons gaan 'n impak op pryse hê van sekere landbouprodukte en aggeneem dat etanol tans slegs 8% van die VSA se brandstof uitmaak, maar reeds 40% van die mielies opneem. Anders gesien, indien vervaardiging van biobrandstof in die VSA gestaak word, sal wêreldmielievoorrade met 14% toeneem. So ons moet meer en meer produseer om aan ons energiebehoeftes ook te voorsien. Dit beteken ons moet meer produktief wees. As ons daar kyk na die olieprys, die politieke onstabiliteit in Libië, Noord-Afrika en die Midde-Ooste, dan kan jy sien daar die rooi lyn, die prys per vat, hoe hy styg. Jy kan sien daar waar die finansiële krisis was, die insinking en daarna weer 'n herstelfase en dan ook ons produksie, die blou lyn wat teen die einde afneem as gevolg van hierdie politieke onstabiliteit en wat verdere positiewe druk op pryse uitoefen, miskien van ons kant af negatiewe druk. Maar die feit bly staan, ons oliepryse is weer op dieselfde tendens as wat hulle was voor die resessie. Skuldkrisis in die eurogebied kan 'n impak hê op die Suid-Afrikaanse uitvoere, want die eurogebied is Suid-Afrika se grootste handelsvoer, is dit nog steeds. Ek was onlangs gewees in Nieu-Seeland en bietjie tyd gaan spandeer daarop by 'n paar ondernemings en ook by die universiteit of universiteite. En wat vir my interessant is dat die meeste van die universiteite en ondernemings Mandarijn as deel van hulle onderneming sien. So hulle het iemand wat dit of kan praat, of hulle het kursusse wat hulle aanbied om vir mense dit makliker te maak, om die kultuur te verstaan, om die taal te verstaan, en so meer, omdat dit hulle mark is. Hulle mark in Europa het ook baie afgeneem, as jy gaan kyk, in terme van die afname, hoe die toename is wat betref die uitvoere na Asië, dan is dit eenvoudig ongelooflik. Wat ons betref, ek dink, ons het ook gesien dat daar 'n groot verskuiwing is na Asië, veral as jy kyk na wol, tekstiel en daai tipe van voed, maar ons is nog nie behoorlik gerad wanneer ons praat van Asië en die uitvoermark en die geleenthede daar. Nou dis ook 'n moderne praktyk, 'n moderne neiging. Feit dat die mark daar buite kan verander, beteken ook dat ons onsself anders moet posisioneer en anders moet dink oor die geleenthede wat in 'n mark ontstaan, so China wat so geweldig vinnig groei. Want soos daai mark groei, so begin die mense as gevolg van die feit dat hulle meer welvaart het, ander goed eet. Hulle begin meer vleis eet. En vleis gebruik mielies en alles wat daarmee saamgaan. So ons moet anders dink oor hierdie mark en ons moet ons anders posisioneer. Want ons gaan hierdie goue era uit. En as hierdie goue era ingaan met 'n ontwikkelende land, en daai tipe van geleenthede kom net eenmaal in 'n tydperk voor. En ons doen dit met die nodige steun van die regering. En ons kan kry dit reg om die regte vennootskappe te vestig. Dan kan ons hierdie miljoen of meer werksgeleenthede skep wat op hierdie stadium in minister Trevor Manuel se beplanningsdokumente aangedui. Stygende biobrandstofpryse as gevolg van politieke mandate wat vraag dryf en toename in Suid-Suid-handel in plaas van tradisionele Noord-Suid-handel. So, as ek vanuit 'n internasionale oogpunt kyk, dan sê ek vir u dat my gevoel is dat vir ten minste die volgende 5 jaar dalk meer ons wat landbou betref in 'n positiewe era ingaan.